Baie dankie, goeiemôre. Ek is verras, dit is vroeg in die oggend. Het is lekker om jullie te hê. Ek gaan nou vir jou vra om jou plakkaat of jou bord op te lig voor jou en ek gaan dit lees. Want ons is die som totaal van al die dinge wat op jou hart druk vanoggend. Almal hier, leiers, mense wat ek graag dien, mense wat gaan praat, Dominee, baie dankie. Dit is 'n voorreg om hier te wees. Ons glimlag nog, ons is nog hier. Is 2016 hierdie jaar waarin jy vir die eerste keer agtergekom het hoeveel dooie gewig jy saam met jou sleep nie? Die plig van versoening, pa, dooie gewig. Transformasie, pa, dooie gewig. Die skuldgevoel oor die geskiedenis, dooie gewig. Maak jou swaar, dooie gewig. Die trots, die volkstrots wat jy het, wat ek weet jy het, die skuldgevoel daaroor is dooie gewig. Wat daai standbeeld al deur is, daai standbeeld agter jou is ongelooflik. As jy vat dat Paul Creer is oorlede 50 jaar voor apartheid, sal jy nie glo wat daai standbeeld deur is nie. Ek is klaar met dooie gewig. Ek dra dit nie meer nie. Ek het ander goeders wat my swaar moet maak. Nie dit nie. Hulle sê 'n volk het 3 eienskappe. Hy word gekenmerk aan sy onderskeidbare karakter. Dit het ons. Hy word gekenmerk aan die waardes en belange waarvoor hy sal sterf. Dit het ons. En dan word hy gekenmerk aan die feit dat hy kan regeer oor daardie belange. Dit het ons nie. Ons word regeer deur 'n analfabeet. En wat is ons ander opsies? 'n manteldraaier uit die DA, wat nou die dag in Middelburg agtergekom het hy swart. En 'n verfbobbejaan in die EFF. Ek het gehoor, ek mag het nie herhaal nie. Ons het 'n minister van sport, wat vir altyd, nie net rugby nie, maar die gees van sport verdoof het, uitgedoof het in Suid-Afrika. Jy kry net 2 tipe lande in die wêreld. Lande wat nie kan wag om hierdie land te vergeet nie, en lande wat nie kan wag om teen ons rugby te speel nie. Ek is klaar met dooie gewig. Ek bly verdraagsaam en ek het respek vir ander volke. Maar sien jy enigiets hier om jou wat respek verdien? Dit sal weer verdien moet word voordat ek ander volke respekteer. Daardie monument sal 1 jaar daar moet staan sonder dat hy gevandaliseer word, of gebrand word, of geskuif word, of daar heininge om hom gebou moet word, voordat jy weer respek by my kry vir jou monumente. Hoor. Ek wil 'n paar punte gou deurwerk. As die wil om te wen of te studeer of te presteer gekaap word deur 'n politieke korrekte daad, deur selektiewe begunstiging, sal jy gelukkig wees om 1 punt te skoor teen die beste lande daar buitekant. Suid-Afrika was eens die kroonprins van ons planeet. Hierdie was die roem van Afrika. Ons kompeteer tans vir 'n 3de plek op die kontinent. Ons kompeteer teen Egipte. Ha! Die kroonprins. Ek is vervreem van hierdie wanbestuur en onbevoegdheid. Ek betaal net belasting want ek het nie 'n keuse nie. En my belasting gaan nog belangrik raak as Donald Trump sy krane toedraai na hierdie kontinent toe. Die laaste ding waarop hulle nog kan vertrou is die feit dat jy wil vroeg opstaan en werk toe gaan. Apartheid was nooit daar om enige iemand te onderdruk nie. Daai is 'n leuen wat gebruik is om 'n klein minderheid uit hulle soewereiniteit te ruk, om hulle te boelie
probeer dit vandag. Jy sien jou rieme styf loop. In 2016 wil volke soos in enige ander tyd weer apart wees. Hulle wil goeie bure wees, maar onafhanklike bure. Apartheid wou sien dat verskillende groepe apart sal ontwikkel sodat jy verantwoording kan doen vir jou dinge binne jou groep. Nie buite jou groep nie, binne jou groep. Dat jy die kasboek van demokrasie kan maak klop binne jou volk. Dit het niks met haat te doen nie. En raai wat? Dit lyk my ons was aan die regte kant van geskiedenis. Want biljoene soos ek en jy het vir die heel eerste keer in 2016 stem gekry. Daar is ouens soos ek en jy in Holland vandag, in Frankryk, in Duitsland, in Italië, in Londen wat stem gekry het met Brexit, in Amerika wat stem gekry het met Trump. Ons is nie minie, ons is hoogs moontlik die meerderheid. Ek gaan nie wag vir die volgende 5 verkiesings in Europa om te beamoen wat ek nou vir jou sê nie. Jy is hoogs moontlik aan die regte kant van geskiedenis. Ekskuus julle. Hulle gaan opstaan soos ons in Suid-Afrika. Ek is nou meer seker as ooit dat dit gaan gebeur. Nie net omdat dit natuurlik is nie, maar omdat selfbeskikking en onafhanklikheid 'n universele reg is. Een wat ons ontneem is. Met die oplewing en nasionalisme van 2016 aan gaan die wêreld agterkom dat verwoed gereeld reg was. Dalk nie altyd nie, maar gereeld en meer gereeld as wat hy voor krediet kry. Die reg om apart te ontwikkel sonder intervensie, sonder inmenging is 'n onvervreembare reg. Die reg om oor jou eie belange te regeer is onvervreembaar. Ek en jy het 'n Afrikaanse taalraad wat met mekaar korrespondeer in Engels. This country cannot work when you elevate the mischief of 2 boys in Middelburg above the mortality rate, above the rape rate. And above the most brutal farm murders in the world. Not any old farm murders. Farm murders predominantly, by far, black on white. I repeat that I cannot for the life of me find any white kids scaling the fences of black owners' properties, raping their grandmothers and burning with hot irons their elderly while eating a Marmite sandwich. How is it that not even Musi Maimane cannot see this because a 6-year-old can? Musi Maimane. He wins 2 or 3 metros for his non-racist party, and what does he do? He goes to Middelburg to discover that he is a stone-throwing black. Musi wil saam met die EFF klippe gooi na 2 ouetjies in Middelburg, want dit sal ons aandag aflei van die mees moorddadigste stad in Afrika, Kaapstad, die 10de mees gewelddadigste stad in die wêreld. Hy wil ons aandag aflei van die duisende verkrachters, kleuterverkrachters, strykysterkrygers, verwurgers, verdrinkers, aanranders, bejaarde boelies. Want soos ek nou praat, Musi is haar 'n vrou wat skree vir haar lewe hier ergens. Hy gaan kuier in Middelburg met 'n klip. How is it, ek sê dit in Engels, how is it that a 1,000-year-old metaphor from a white person gets more attention than a black man pouring petrol down a white old man's throat? Julle weet van wie ek praat. Because if I cannot call destructive people monkeys, filthy people pigs, destructive people monkeys, sly people jackals, wise people owls, what use is language to me? Do metaphors offend you? Do similes offend you? Do you want a cry room? Do you want a tummy rub to feel a little bit better?
Do you want a free speech free zone? We are dominated by super entitled millennials, the semi-illiterate, the narcissistic, selfie-obsessed, smartphone freaks, the emotionally fragile, the hashtagging zealots, the Instagrammatic, Snapchatting, whining, ill-informed, lazy, politically correct, gender-confused, twerking, group-hugging, cry room-dwelling snowflakes. Hoor! Nie 'n karakter van my volk nie. Waar is daai teenoptog? Wat gereël is, nie deur 'n swart man nie, deur 'n wit man. In die EFF. Waar is daai sot? Waar is daai lafaard? Hy slaap. Dis te vroeg vol. Ons word omring deur 'n crybaby generasie wat nie kan onderskei tussen verskille en beledigings nie. Ons lewe tussen dom mense wat nie kan onderskei tussen rasisme en 'n rasdebat nie. Jy kan nie 'n rasdebat hê in Suid-Afrika nie, dis onmoontlik. Ons het 'n minister wat 'n haatspraak-wet laat goedkeur het, soos hy gesê het by die VN, vir die wit op swart geweld in Suid-Afrika, en hulle het hom geglo. Waar die hel is dit? Is jy daar? Luister mooi, broer. Veral teen die einde. Die kroonprins van lande is vandag 'n gekke paradys. Dis nie jou probleem as ander mense die gewone standaarde en beskawingspyl en lewensverwagting van jou voorouers sien as white privilege nie. Moenie afgetrek word deur die afguns nie, want dit is presies hoe hulle reparasies uit jou uitkry. Tot Jesus kom. Nee, tot jy ophou toegee. Die Here stel die verlede in perspektief, en die Here en sy prestasies en standaarde is wêrelde weg van die verlede af. Hou by wat jy weet is reg. Daar is biljoene soos jy wat opstaan omdat die status quo 'n verleentheid geword het vir nugter, regdenkende mense soos jy. Moenie net skepties staan teenoor ons leierskap en regering nie, want jy kan meer doen as dit. Lag in hulle gesigte. Vertel die wêreld hoekom jy dink hulle is bespotlik. Vertel vir die wêreld dat jou party, die EFF, 'n modelparty is. En kyk wie lag nie vir jou nie. Ons val nie eerste aan nie. Dis nie in ons DNA nie. Maar as jy ophou regeer, as jy ophou reageer, is jy dood. Hoekom gaan ek elkeen van julle se hand skud volgende? Want jy soek ons nie dood nie. Jy is my oorlewing. Want jy het gereageer. Jy het 7 uur in die oggend opgestaan om hier te kom staan, om te hoor of ons nog lewe. Of ons nog hier is. Ek staan al lank al reg vir 'n vennootskap in Afrika en 'n vennootskap met mede-Afrikane en mede-Suid-Afrikaners. Maar hulle inspireer geen integrasie by my, solank as wat hierdie die land is met die grootste geneigtheid om karre te brand, om plekke van opvoeding te brand en om mense te brand. Ek sal nie daarmee integreer nie. Ek het niets vir jou, meneer Malema. Hier's 'n paar ander dinge wat ek nie sal doen nie. Ek sal nie my land of grond of huis opgee nie, want meer as genoeg mans en vroue en kinders het gesterf daarvoor. En tussen my en jou, dis moeilik genoeg om dit af te betaal. Ek sal nie val vir hierdie substandaard wat hulle opdis as die norme nie. Nie op my skof nie. Die feit dat jy 'n goeie verdraagsame Christen is, beteken nie ons laat mense toe om oor ons te loop nie. Ek sal nie dat hulle met my monumente hier weghardloop soos die verwoestende plunderaars wat hulle is nie. Nie op my skof nie.
Ek sal nie voorgeskryf word waarop en wanneer ek trots mag wees nie. Ek sal sing en skryf en rym, soos my hart my lei. Ek sal nie my simbole onder 'n maatemmer indruk, totdat ander dit goed vind om te aanskou nie. Die hel met wat ander dink van my vla. Die hel met wat ander dink van my kerk en my geloof. Die hel wat ander dink van my volkslied. Ja! Hoor! Ek sal nie stil bly omdat my woordeskat gekriminaliseer word nie. Nie op my skop nie. Ek sal skree tot ek gehoor word. Ek doen hierdie gesprek op kontinente wat jy nie eens gaan weet nie. Ons het vriende daar buite. Ja, 1.5 van ons, 800,000 moontlik van Afrikaners het by pad gegee. En vir ons 'n wonderlike platform gegee om die wêreld ons stories te vertel. En dis wat ek doen vir die afgelope 10 jaar. Daar's omtrent nêrens in die wêreld waar jy kan gaan waar jy vir iemand kan sê die mees uitgewone groep in die wêreld is wit boere in Afrika en dan sal hulle verras nie. Hulle weet wat ek het vir hulle gesê en net voor ek weggaan het ek vir hulle gesê jy het nie 'n verskoning nie. Jy weet nou. Jy het treurgrond gekyk in Ierland. Jy het treurgrond gekyk in Vlaandere en in Holland. Of waar jy ook al bly. Ons sal nie sit en wag tot daar niks oor is nie. Hulle haat die woord genocide. Jy gesien hoe val hulle op hulle rug. Jy gesien hoe val die Engelse gemeenskap op hulle rug en die joernaliste as ek die woord genocide gebruik. Hoekom? Want hulle definisie van genocide is as dit verby is. Dis klaar. Verby, hulle bloei, kry grafte, maak grafte. Dis die Dondersraad. Hoor! Daarom kry ek een of twee objektiewe opinies in. Ek vra vir hulle, in die moderne wêreld, hoe definieer julle volksuitwissing? En die Jode in Duitsland, en die Hutsies en die Tutsis, en Burundi, is maar 1, 2, 3 van die voorbeelde. Daar hoef nie 'n enkele liter bloed te vloei, vir dit om volksuitwissing te wees nie. En as jy gedink het, daar moet dooie mense wees, het jy 1/5 van die antwoord reg, van wat is volksuitwissing. Ek gaan dit nie oorgaan nie. Jy kan hom gaan Google as jy nie glo nie. Maar jy soek 'n bietjie bloed. Alright, dan gee ek het vir jou van vooraf. 0 uit 100,000 moorde lê daar. 2 uit 100,000 moorde lê hier, die lande van my en jou voorvaders, Duitsland, Holland, Italië, Frankryk, Kanada. 5 uit 100,000 lê hier, dis die wêreld gemiddeld. Dis nie ons nie. In Suid-Afrika word ons vermoord teen 33 uit 100,000. Jy soek bloed. Jy soek lyke. Hier sy. Maar dis niks. Die Suid-Afrikaanse polisie word vermoord teen 50 uit 100,000. Dis ons wêreldrekord. Niemand vermoor sy eie polisie soos Suid-Afrikaners nie. Right. Maar as jy 'n wit boer is in Afrika, word jy nie vermoor teen 30 of 50 nie. Jy word nie vermoor teen 90 nie. Dit is Suid-Amerika se moordsyfer, daai dwelmstate. Jy word nie vermoor teen 130 uit 100,000 nie, want dis laas jaar. Dis 'n getal lyke. In die eerste 8 maande van hierdie jaar was die wit boer in Afrika reeds vermoor teen 158 uit 100,000. Daar! 158! Vat hierdie lyn van my weg en ek sal verdwyn. Ek sal gaan visvang en jag. Tot dan het ek 'n plan om die grootste gatvlieg in hierdie land te word wat hulle nog gesien het. Die kenmerk van my volk is anders as ander volke. Die kenmerke van my volk is nie dieselfde as Julius Malema nie. Ek soek waar ek hier staan, terwyl ek die moedenis nog steeds minder lyke in Suid-Afrika. Ek soek minder oorlog, minder konflik, minder vrouens wat skree, minder mans wat op my skouer huil want hulle het nie die krag gehad vir 6 gewapende mans op hulle plaas gestrand nie. Ek soek minder. Julius Malema soek meer. Ek hoef nie meer sy speeches deur te gaan om dit uit te werk nie. Hy sê dit sommer openbloot in jou gesig, so verbaand is hy. Sê vir jou leier, ek het dit gesê. Hy sal nie verstaan. Ek sal hom kort. Ek soek minder van ander mense se besittings. Ek spring nie aan in die aand oor ander mense se muur.
Ons kan voorbeelde Farm maak. owners and township members are equal. Dis die tipe ou wat vir 'n vrou sê ek hoor jy is verkragt, maar dit kan nie so erg wees nie. Dis net 'n bietjie van 'n verkrachting, dis nie 'n hele volle verkrachting. Dis die tipe ou. Jy's 'n lafaard. Jou vermoed. En jy's ook nie 'n Die persentasie is nie equal nie, werk dit uit man. Dis mos eenvoudig. Vat jou minderheid en 'n meerderheid met persentasie, dink jy dis equal? Jy het nie equal IQ as ons nie. Alright, dankie, dankie. Laat ons met daai satisfaksie gee nie. bliksem om Meneer julle. Kos. Laat ons met daai Hulle wil nie bloed hê. Nou as hulle wil bloed hê, dis nie verniet nie my man. En hy's nie 'n boer nie, Alright. hy Engels is krap. Ek voel dieselfde as jy. Ek voel dieselfde as jou. Hy het nie 'n calculator nie en as hy een gehad het, sou hy hom nie kon werk nie. Maar daai wiskunde moet hy nog miskien 'n bietjie weer gaan doen. Ek herhaal wat ek nou net gesê het. Daai is die plakkaat van 'n man wie se leier sê hy gaan jou nie slag nie, nog nie. Dis volksverraad. Hy is die deel van ons volk. Maak die wiskunde. Die tyd is ryp vir mobilisering. Dit het ek nie laas jaar gesê nie. Dit het ek nie 5 jaar gelede gesê nie. Ander ouens sê, nou is die tyd. Dit was nie die tyd nie. Jou timing is alles. Die tyd is ryp vir mobilisering nou. Yes. Sit terug vir die jaar en kyk wat gebeur wêreldwyd en kom agter, jy is nie alleen nie. Die tyd wat wil hê maar ons glo gun om te leef, skrik my nie af nie. Dis 'n welkome wekroep tot paraatheid. Ons is nie 'n land of 'n mense of 'n volk wat gemaklik slaap nie. Ons het nog nooit gemaklik geslaap nie. Ons is reg vir jou. Kom Piekenien jou bliksem. Moet ons Daar's hy. Moet ons wat vrede soek, nie verwar met 'n kraal vol kantelbokke nie. Ons lyk net so. Helfte van ons hier weet wat regte militêre opleiding is. Ons is regte soldate. Wat soek regte soldate? Vrede! Hoor. Hoor. Ek trek nie 'n berei oor my kop wat lyk soos 'n papsak nie. Ek weet hoe om 'n berei op te sit. Ek weet hoe om 'n geweer te laai. Ek weet hoe om uitmekaar uit te haal en aan mekaar te sit in 'n minuut. En te skiet. Wat soek 'n regte soldaat? Vrede. 'n Vals soldaat trek camos aan in 'n rooi berei, hardloop in die strate rond en vra vir die lewens en bloed van mede-Suid-Afrikaners. Ek maak klaar. Vir die eerste keer in 21 jaar gaan ek nie net swartgallig wees nie. Meer as enige tyd in die laaste 21 jaar sien ek weer hoop op die horison dat my politieke behoudendheid dalk die norm kan wees, dat die wêreld die boere Afrikaner al hoe beter gaan verstaan teen 2017. Merk my woorde. Wees veilig. Wees trots. Jy is die agent, moontlik die laaste agent van beskawings op hierdie kontinent. Bly by my. Moenie opgee nie. Ek sê vir jou dankie. Ons wil jou in Afrika.